Hallo julle almal. Dit is nou al 'n hele tydjie wat ek laas 'n video gemaak het. Maar vanoggend spandeer ek tyd met die Here en die Here kom sit dit so swaar op my hart, jy weet, skaamte. Daar's so baie van ons wat skaamte dra. En ek wil met jou praat as jy vandag voel daar is skaamte in jou hart, daar's skaamte oor jou lewe, daar is jy vra vir jouself, hoe kan ek terugkom na die Here toe met al hierdie dinge wat ek gedoen het? Hoe gaan die Here my terugvat? Vandag wil ek vir jou herinner en vandag wil ek met jou deel dat die Here is lief vir jou. Die Here het nie vergeet van jou nie. Die Here kom nooi jou terug na hom toe. Dat die bloed van Jesus Christus kan alles wegwas. Baie kere dan voel ons as niemand met wie ons kan gesels nie, daar is niemand wat jy kan uitreik na nie. Sommige kere dan dra ons soveel skaamte en jy wonder hoe kan jy met enige iemand hieroor praat? Jy weet nie hoe jy selfs hierdie ding kan deel met enige iemand nie. Daar's van ons wat te bang is om na ons pastoor toe te gaan, wat te bang is om met familie te praat, wat te bang is om met vriende te praat. Maar vandag wil ek met jou kom deel dat God ken jou. Hy weet wie jy is. Hy weet alles wat jy binne in jou dra, wat jy het, wie jy is. Hy het jou gemaak, hy het jou gevorm en hy weet presies die struggle wat jy het, die moeilikheid wat jy dra, wat jy deur worstel. Hy weet die skaam, hy weet wanneer jy jouself te neerdruk en jy sê nee, jy kan nie na hom toe kom nie, dalk het iemand al 'n woord vir jou gebring en gesê, jy weet, kry jou huis in orde, kry jouself agter mekaar en jy het dit nie geïgnoreer nie en dalk lyk dit vir mense buitekant jy het die woord geïgnoreer. Dalk lyk dit vir mense buitekant dat jy gee net nie om nie en dalk self-destruct jy soms. Ons doen dit altyd. Maar vandag wil ek jou herinner dat daar is niks wat God nie kan was nie. En vanoggend het Here dit net so swaar op my hart kom sit. Daar is baie van ons wat bang is, wat vrees het en jy wonder, hoe gaan jy hier deurkom? Hoe gaan jy dit maak? Jy weet, jy wil na die Here toe kom, jy wil hom aanneem, maar jy weet nie hoe nie. En vandag, as jy so voel en jy voel jy is alleen en jy voel jy weet nie waar om te begin nie en jy weet nie na wie toe om te gaan nie en jy voel al skaam en jy dra skaamte en jy dra seer en trauma en jy weet nie om terug te gaan kerk toe nie en jy weet nie of jy selfs met iemand kan praat, 'n pastoor of enige iemand nie en dalk het jy al met iemand gepraat met dit wat hulle vir jou gesê het net nie gehelp nie. En jy worstel snags met dinge binne in jou en jy weet nie hoe om meer hierdeur te werk nie. Ons is in 'n tyd waar God so baie met ons praat en die Here wys vir ons deur drome. Daar's dinge in ons lewe wat nie reg is nie, maar hy wys dit vir ons omdat hy ons terugroep na hom toe. So as jy alleen voel vandag, as jy voel, hoe kan ek met alles wat ek gedoen het? Hoe kan 'n Vader my terugvat? Hoe kan die Here dit doen? Ek wil jou net vandag bemoedig. Hy kan en hy sal en hy het. En soos wat ons hier in hierdie heilige week is, wat ons na die goeie Vrydag toe kom en ons herdenk hierdie dag wat ons liewe Jesus Christus gesterf het op die kruis vir my en vir jou sonde, terwyl ons nog sondaars was, het hy gesterf vir jou, hy het gesterf vir my. Nie een van ons het dit verdien nie, nie een van ons is perfek nie, nie een van ons kan sê, ons is sonder sonde nie, maar hy het hierdie dierprys betaal vir jou en vir my. En vandag wil ek jou bemoedig dat daar is geen skaamte voor die Here nie. Jy bring alles na hom toe en vandag wil ek saam met jou bid. Ek wil jou uitnooi as jy voel
Jy kan na niemand toe gaan nie, en jy weet nie hoe om hierdie tree te neem nie. Jy wil al so lank al hierdie tree neem, maar jy weet net nie hoe nie. Jy weet nie waar om te begin nie, jy weet nie hoe om te vra nie, jy weet nie wat 'n woord om te bid nie. Jy weet eers dalk het jy 'n Bybel en jy weet nie waar om te gaan kyk in die Bybel nie, en ek wil vandag saam met jou bid. As jy vandag die Here wil aanneem in jou hart en innooi in jou hart en wil hom jou persoonlike verlosser en saligmaker kom maak, dan wil ek vandag 'n tree saam met jou neem en saam met jou bid. So ek bid en ek vra dat die Here net alle skaamte wat jy al vir 'n baie lang tyd dra, die struggle waardeur jy gegaan het, en sommige kere dan weet jy doen verkeerd, en die Here kla jou aan en hy wys jou, maar jy weet nie hoe nie, jy weet nie hoe om vir hom jammer te sê nie. Vandag wil ek jy moet saam met my bid, ek wil saam met jou bid. En ons kom na hom toe en ons neem hom aan in ons hart in, sonder skaamte, sonder vrees. Jy hoef nie bang te wees nie. Daar's nie vrees as dit by liewe Jesus kom nie. Hy's lief vir jou en hy kan alles regmaak. Hy kan alles kom skoon was met die bloed van Christus. So ek wil nou saam met jou bid. Hemelse Vader, vandag erken ek dat ek is 'n sondaar, Here. En Here, ek vandag kom erken ek en ek erken dat U my God is, dat U Jesus Christus koning en verlosser is, Here. Here, ek glo vandag dat U gesterf het op die kruis vir my en dat U op die 3de dag opgestaan het in oorwinning en dat U vandag sit in die regterhand van die Vader in die hemel. Here, ek bely my sonde en Here, en ek vra dat U vandag my sal vergewe vir my sonde. Here, kom was my met die bloed van Christus en kom reinig my van alle ongeregtigheid. Here, ek nooi in my hart vandag. Here, kom wees God in my lewe en oor my lewe. Here, kom neem my lewe. Here, kom lei my. Here, kom neem heerskappy oor my lewe vir die res van my lewe. Here, ek dank U dat U my redder is. En Here, ek maak U my persoonlike verlosser vandag, Here. Here, dankie dat U my verlosser en my redder is. Here, dankie dat U lief is vir my. Here, dankie dat U gesterf het ook vir my op die kruis van Golgotha. Amen. Vandag wil ek jou bemoedig om selfs hierdie woord met iemand anders te deel wat nodig het om hierdie tree in hulle lewe te neem. Dalk voel hulle om hierdie tree in hulle lewe te neem en hulle weet nie hoe nie. En nou dat jy 'n kind van die Here is, kan jy saam met hulle bid. Jy kan saam met hulle intercede. Jy kan vir hulle intercede. En jy kan selfs hierdie woord deel hierdie woord met iemand wat nodig het om dit te hoor. Dat daar is geen skaamte by die Here Jesus Christus nie. En dat hy nooi ons terug na hom toe. En dat God is lief vir jou. God is lief vir jou en vir my. En hy het gesterf op die kruis sodat jy vry kan wees. Sodat jy en ek vry kan wees. Ek wil vir jou lees want ek voel baie van ons het so baie bekommernis en baie van ons wonder hoe gaan ons dit maak. Dalk worstel jy met 'n ding in jou lewe en hierdie situasie lyk vir jou net onmoontlik, dat daar net geen oplossing is nie. Vandag wil ek vir jou lees Matteus 6 en ek gaan dit in Engels lees en dit is 'n bietjie 'n hele paar verse, maar ek wil dit lees vir jou want ek weet dat God verklaar in sy woord dat hy verlaat ons nooit nie. En vandag wil ek jou bemoedig dat jy hoef nie bekommerd te wees nie, want God is jou voorsiener.
Hy is met jou elke tree. So ek lees Matteus 6 van vers 25 tot 34 and it says, "Do not worry. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Do not worry, moenie bekommerd wees nie. God is met jou. Hy sal dit uitklaar vir jou. Hy sal die geveg vir jou veg. Hy sal vir jou voorsien. Moenie bekommerd wees nie. My naam is Jackie. God seën jou. Tot die volgende keer.